So moving on up the road, we went up the mountain to Lelyfontein, which is a village in the larger Lelyfontein commonage, and we met up with Vera Engelbreg, who also has a kookskerm. And the idea of the kookskerms is that it's a kind of a food route where people can taste different kinds of traditional foods and have the experience of in different villages on this route in the Kamiesberg. Vera started off with 2 maatjieshuts and a kookskerm a few years ago, and she's grown. She's still got the kookskerm, still got the maatjieshuts, but she's also got a guest house now. Vera specifically mentioned that she is receiving ever more tourists, and I know that a season ago she told me that she was fully booked for that season. So it definitely is successful, and according to her, most of her tourists come from Namibia and the Eastern Cape, so it's quite far that people come. And I would think that through Skeppies, the marketing is definitely helping with that, exposing her business to other people. Word in die Kamiesberg. En Conservation South Africa het toe die kookskerm as een van die projekte geïdentifiseer. Conservation South Africa het ons toe gevra om werkswinkels by te woon en toe het ons befondsing gekry om die kookskermprojekte te begin. Philip Briel was op daai stadium ons projekkoördineerder en hy het ons toe gehelp om die projek van die grond af te bring. So, wat was die gedagte agter die kookskerms? Hoekom nou juist die kookskerms? Wat wil julle daarmee doen? Ons het besluit op 'n kosroete. Met ander woorde, dit is verskillende kookskerms in die verskillende gebiede soos die Uplands, die Midlands en die Coastal Area. Dan sou toeriste ons sou 'n netwerk vorm sodat as toeriste by die een kookskerm gaan eet het, kom hulle na die volgende kookskerm toe. Daar eet hulle, kry hulle weer 'n ander maaltyd en na die ander een toe. Dit was eintlik die gedagte om toeriste te akkommodeer om vir hulle tradisionele etes voor te berei. Dit is suksesvol want ek het nou weer besprekings. Ek het in die verlede het ek 'n fietsry toergroep gehad wat 1 keer in die seisoen gekom het na my toe. Maar nou gaan hulle 2 groepe stuur. Met ander woorde, die besigheid word bevorder. Dit kan 'n sukses wees. En hoe het jy begin hier? Ek het met die munisipaliteit, ons plaaslike owerheid het ek gaan praat en by hulle grond gevra om te begin. En ons het die kookskerm en die namehutte word uit die veld uit die natuur uitgebou. So ons het ook toestemming gevra om dit te kan doen by die plaaslike owerheid en die toestemming gekry. En op daai stadium was ons 4 persone wat gewerk het in die kookskerm. So dit is ook werkskepping in terselfdertyd binne in die gemeenskap. En ja, die kookskerm is 'n reuse sukses. Maar jy het baie kleiner begin as wat dit nou is. Baie kleiner. Wat was jou eerste? Hoe dit gelyk aan die begin toe jy begin het? In die begin het ek baie swak moed gehad. Regtig, ek het baie swak moed gehad vir die kookskerm en gedink ag wat toeriste gaan nie belangstel in hierdie produk nie. Maar hoe meer ek te doen kry met die kookskerm en hoe meer mense weet van hom, hoe beter raak die projek en die besigheid. En jy het eers begin met die maatjieshutte en die kookskerm en later toe jy die gastehuis ook aangebou. Dis reg, ja. En die gedagte van die gastehuis is net om die mense laat oor te bly sodat hulle kan gebruik maak van die kookskerm om hulle etes daar te geniet. Sommige van die Skeppies projekte doen die klimaatsdagboeke, die climate diaries. En jy's een van daai projekte wat dit doen. Maak dit 'n verskil? Dit maak 'n verskil. Dit maak 'n verskil want nou weet jy hoe om jou beplanning te doen. Want jy is nou meer geïnteresseerd in die weeromstandighede, so jy sal weet. In die verlede het ons dit nie gedoen om aandag te gee aan die klimaat nie. Maar nou weet jy presies hoe om jou beplanning te doen omdat ons met die klimaatsveranderinge werk. Dit is 'n baie goeie idee om die klimaat te monitor. En dit help ons verskriklik baie want nou weet ons presies môre reën dit of dit kan dalk oormôre reën. So jy weet hoe jy jou voorbereidings moet doen vir die volgende paar dae. En geniet jy dit om dit te doen? Ek geniet dit. Dit is baie interessant want in die verlede het ons nie ag geslaan op klimaatsverandering nie, maar ons raak al hoe meer bewus daarvan.
So wat doen jy met die klimaatdagboek? Wat is dit wat julle moet doen? Ons weet nou net van die klimaatdagboek, maar ons weet nie wat presies dit is wat julle doen nie. Wat Die klimaatsdagboek is daar. Ons het 'n reënmeter gekry. Ons het 'n termometer gekry om die temperature te meet. So wat ons met die klimaatsdagboek doen is ons kyk ons reënval. Ons kyk ons temperatuur. Ons hou die weer dop. Hoe lyk die dag? Gaan dit 'n sonnige dag wees? Dit is wat ons doen met die klimaatsdagboek. en hoe lank doen julle dit nou al? Die klimaatdagboeke? Ons doen dit van verlede jaar Maart maand af. Okay, so dis al Dis meer al 'n as 'n rede, jaar. dis al meer as 'n Dis jaar al wat meer ons as 'n besig jaar is. wat julle daarmee besig is. Wat dink jy is die omgewingsfokus van die projek? Waarom sal mense 'n kookskermprojek begin met 'n vir die jy weet CSA se fokus is die omgewing. So wat jou betref, wat is die omgewingsfokus of die bewaringsfokus van die projek? Wat my betref is dat dit wat die materiaal wat jy gebruik binne in die projek is almal materiaal wat uit die veld uitkom, soos byvoorbeeld die bloekomboomlatte. Die bloekomboom is 'n indringer en ons gebruik juis die bloekomboom se latte om te kyk of ons kan uitroei van die bloekombome. Dit is een van die goed. Dan die ander is die bos wat ons gebruik is bos wat alreeds dood lê in die veld. Met ander woorde, ons gaan nie 'n groen vygie uit die veld uithaal en dit gebruik om die kookskerm te pak nie. Ons haal die droë bos weg en ons maak plek vir die nuwe vygie om te kan groei. En ek sien julle daai skuwe ook daar. Is dit van watter bome is dit? Daai houtskuwe wat aan die binnekant van die gastehuis se vierkant staan daar. Die houtskuwe is van die populierbome. Hier is 'n projek, Vleilande projek wat hulle besig is met in die pastoriejaard van die Methodiste-kerk en hulle roei die bome uit. Die populierbome en hulle is besig om die putte, waterputte wat in die pastoriejaard is, wil hulle weer laat lewe omdat die populier net so baie water uit die grond uitdrink. En die bome gebruik ons. Van dit wat hulle daar doen, gee hulle weer vir ons om iets anders te doen met die populierbome, soos dit wat ons hier doen om die bome se stompe te gebruik en vir ons verskillende tipe goed te maak, soos sypaadjies en blombeddingkies omheen en daai tipe van goed. En jy sê julle het ook reënmeters en watertenke gekry. Die watertenk, is dit nuttig? Of dink jy dit sal nuttig wees? Die watertank gaan baie nuttig wees in die toekoms, want soos wat ons al reeds met hierdie klimaatsverandering en die diary wat ons het, die dagboek wat ons het, kan ons sien dat ons reënval raak al minder. Die aarde raak warmer en dit raak droër. So op die einde van die dag gaan ons boorgate begine leeg raak. En ek dink dit is 'n baie goeie ding om kan 'n tank te hê, sodat die reën wat ons kry, dat ons daai water kan opvang en vir mense binne in die gemeenskap 'n bietjie water te gee as hulle water soek en hier is die water nie. Dit gaan verskriklik baie help vir die kookskerm, want jy kan nie vir 'n toerist sê, jammer, ons kan nie vandag vir u besigheid gee nie, want ons het nie water nie. So jy dink dit sal help? Dit sal Dink jy help. dit sal jou help om kostes te bespaar? Dit gaan ook baie help om kostes te bespaar, want dit is nou nie water wat jy moet betaal by die plaaslike owerheid nie. Dit is 'n water wat jy gratis kry, so dit gaan baie help met die koste besparing. Die meerderheid van die toeriste is uit Namibië uit en uit die Oos-Kaap uit. So En mense dan- ry ver om by die Mense ry kookskerm. ver om by die kookskerm uit te kom. En stel hulle belang in die omgewing weer. Stel hulle belang in die Kamiesberg se omgewing en vra daaroor. Hulle stel belang. Baie van die toeriste sê dat hulle het nooit geweet hier so 'n pragtige dorp soos Lelifontein. Hulle het nooit geweet hierdie omgewing is so pragtig nie, want hulle ry net op die N7 en hulle sien nou maar net wat hulle sien. Maar hulle het nie geweet dat jy kan kom na 'n plek soos die Kamiesberg, jou motor parkeer, uitklim en rond beweeg in die veld, want hier ontdek hulle verskillende soort plantspesies wat hulle nog nooit gesien het nie. En sê vir my weer dat die tipe kos wat julle maak, wat maak julle? Ons berei tradisionele etes vir die mense voor. 'n Sekere tyd van die jaar kry jy veldkosse wat jy gebruik en vir die toeriste gee. Maar dan is daar ook 'n tyd, soos veral in die somerstyd, wat jy nou nie die veldkosse kry nie. Dan kook ons vir hulle die tradisionele etes soos afval, mielies, sousboontjies, roosterbrood gee ons vir hulle en daai tipe van goed. Dit klink goed.
Dankie, Vera. She also received a water tank. She also keeps the climate diaries. And according to her, because same story as with Oma Hannah and Oma Tari and them, it's an outdoors business and it really affects her. So if she knows it's going to be a rainy day, she can plan for that. Because she already had a successful project, the Kookskerm, she became eligible. She applied for funding from the Development Agency of South Africa. And her proven track record was in her favor, and she received the funding, and now she's built a 5-room guest house, which looks very nice. And at the guest house, they use the rings from the poplar trees that are removed from the wetlands. And the poplar is an alien that sucks up quite a lot of water. They use that for decorations. And her Maatjies huts that she has there, that she uses for accommodation for people, is built out of the sticks from the gum trees, the eucalyptus. Also another alien that drinks quite a lot of water. So the Maatjies hut has the frames, and then it has reed mats that gets draped over it to cover it. It's quite broad, long reed mats. The reeds are harvested from the wetlands. It's a sustainable resource because you just cut the reeds and they re-sprout. You don't actually take them out. And out of season, they roll up the reeds and they put them away. Because it's reeds, it's an organic thing. It can get damaged by weather if it stays out there too long, and that's how people did it. You know, they put up the Maatjies hut when they need it, and they take off the reeds when they need it. In season, you will see them in their full glory, yeah. Then they will have the mats on, and it will look beautiful. So the church wetland project from Vera, we just went up the street to the Methodist church there, the historic Methodist church of Leliefontein. And we met up with Ivan, who is the project manager of another Skeppies project.